Liewe gemeente van Olyfdal, ons is hierso by die Sopkombuis, by oom André en oom Hans, wat baie dankie vir julle moeite en vir julle omgee, en julle tyd om hier te gewees het, om 'n bietjie te gesels, en die entoesiasme te kweek oor die Sopkombuis. Ons 'n bietjie 'n paar vrae en 'n bietjie inligting werf oor die Sopkombuis, dat mens bewus kan wees wat dit behels, hoekom dit is, sodat ons entoesiasme kan kweek, betrokkenheid kan kweek, en ons gemeente ook so kan opbou en Sopkombuis kan opbou. So ons wil 'n bietjie informele lekker gesprek hier, 'n paar vrae wat ons kan beantwoord, en die een vraag is, wat is die doel van die Sopkombuis? Dominee Isak, baie dankie vir die geleentheid dat ons kan praat. Markus 8 is die verhaal waar Jesus vir die tweede keer brood en vis vermeerder het. Maar daar gaan u lees dat hy sy bediening gegee het en toe het hy jammer gevoel vir die mense oor dat hulle honger was. En dit is wat ons wil doen. Ons wil vir die mense van Jesus vertel, van God vertel. Maar ons wil ook vir daai mense wat daar kom luister, ook 'n voedseltjie gee, wat daai maag van hulle wat so raas ook kan vul. So dit is ons doel met die Sopkombuis. Ja, om die nood raak te sien, soos wat Jesus die nood raak gesien het, om die hart van die Here te hê. 'n lektor het altyd gesê dat die maag van 'n persoon en sy ore is gekoppel met 'n koord. Jy kan nie met 'n leë maag hoor nie. Ek stem saam vir die manne, hoor. Yes. En so wie mag deel vorm van hierdie Sopkombuis? Enige een van ons lede is altyd welkom. Ons is huidiglik 11 persone wat by die Sopkombuis self kom skep. Daar's ander wat dit ook doen. Maar asseblief, enige persoon. Ons Sopkombuis is op 'n maandag en 'n donderdag. As jy dalk nie die donderdag of die maandag kan dit bywoon nie, is jy nog steeds welkom om op die ander dag te kan kom. Ek probeer 'n rooster saamstel so julle kan my laat weet en ek sal daar volgens julle skeduleer. Maar dit is ook vir enige persoon, oud, jonk, manlik, vroulik. Ek weet die mans wou nie van die sop maak nie, maar dit word ook gedoen en dit is ander van die take wat ons het. So enige een van julle is meer as welkom om regtig hier betrokke te raak. Dit is vir 'n goeie doel. Dis vir 'n goeie doel en dit gaan ons lekker same syn en lekker saamwerk vir die koninkrykswerk. Ja, meer as welkom. Dis lekker, mens voel sommer welkom om deel te vorm van die Sopkombuis. Veral as jy die proe lekker is die sop. Jop. Alright, dan nou, hoe kan 'n ou bydra as 'n lidmaat? As 'n ou nou iets wil bydra, maar weet jy hoe nie, wat is die regte prosedure? Wat ek gesê het, ongelukkig geld is 'n baie welkome ding, want dan kan ons self besluit waar die behoefte is. Maar dit gaan nie net oor geld nie. Enige iets wat u vir ons kan gee. Ons maak sop meestal uit maalvleis aan die vleiskant, maar enige ander vleis is ook welkom. En dan natuurlik groente wat in die sop moet bygevoeg word. Ons gebruik gevriesde groente, so u kan dit vir ons voorsien. Maar as u ook byvoorbeeld ergens in die tuin nog 'n paar ekstra vars stukkies groente het, dit is net so welkom, dit sal verwerk word en ons gebruik dit ook. Dan is daar ook uit die aard van die saak die behoefte aan brood wat saam met dit kan kom, so u kan vir ons brood skenk. En dan is daar ander goed wat ons ook graag gebruik. Byvoorbeeld ons moet koppies aankoop waarin die sop bedien word. Ons moet teelepeltjies gebruik en dan, ek wil dit ook graag nou al reeds noem, want ons weet ons het dit al genoem, einde van die jaar gee ons, as ons die Sopkombuis Desember toemaak, gee ons ook vir die ouens so 'n tipe van 'n afskeidsgeskenk, waarin ons blikkies groente ensovoorts gee. So enige iets wat u gee, ons beloof ons gaan 'n plan daarmee kan maak. Ook klere, ook Bybels, noem dit en ons sal dit kan gebruik. Dit is enige tyd welkom en ons weet daar as julle gaan krap in die huis, julle gaan vir ons goed kry. Ja, die groot ding is dat mens weet nie noodwendig altyd waar 'n ou kan help nie. En om deur 'n gevestigde organisasie soos Sopkombuis van 'n gemeente 'n bydrae te kan lewer, en weet 'n ou jou bydrae maak 'n werklike insiggewende verskil. Dis nie net in die lig wat 'n ou bydrae maak nie. Ja. Kyk, dit moet ek noem. Ons eie gemeentelede woon dit ook baie keer by, wat hulle saam hier kom sop eet. Ek moet dit nie hardop sê nie, maar selfs die bestuur van die kerk geniet ook so nou en dan 'n koppietjie sop. Maar dit is ook vir enige iemand buitekant. Ons wys nie enige persoon weg nie. Ons het ook nie probleme met die mense wat hiernatoe kom nie. So nou en dan sal
twee vriende met mekaar bietjie stry, maar daar was nog nooit enige bekleierery of wat ook al nie, so dis veilig hierso. Maar dis oop vir enige persoon en daarom dat ek sê, wat julle ook al het, julle is welkom. Ons is nou besig, soos wat Dominee ook al gesê het, met die Sop Kombuis projek wat hy dit aangekoppel het aan die komberse wat ons vir die mense wil gee in die winter. So komberse is welkom. Klere, mans, vroue klere, wat ook al, ons sal dit kan gebruik. So asseblief, julle is welkom. En die rede ook vir die geld is dat as almal nou 'n wortel bring, dan eet mens vir die volgende 2 maande net wortels op. Ja. So mens met die behoefte om elke bestanddeel te gaan koop spesifiek en daardie geld word ook gekontroleer. Daar is audit op dit en dit is nie dat die geld verlore gaan gesteel kan word. Nee, 100%, Yes. jy is 100% korrek daarmee. En dit is ongelukkig, die geld is welkom, want dan kan ons self besluit, ons kort nou 'n ekstra groot pot byvoorbeeld om die sop en gaar te maak. Of die gasstoof se gas raak op en ons kort 'n bietjie geld net om meer gas aan te vul. As u nie wil kom 'n gasbottel vir ons vol maak nie, gee die geld, ons sal dit kom dan self byvoorbeeld kan doen soos wat die nood op daai stadium is. En nou wat is die ander behoeftes van die Sop Kombuis? Wat is die behoefte wat daar eintlik onderliggend is wat ons nie van weet nie? Ek dink, soos wat ek nou gesê het, sop is uit die aard van die saak. Maar Hans gaan vir ons baie beslis meer, soos wat ek genoem het, of wat Dominee ook genoem het, evangelisasie is 'n groot belangrike rol vir ons. En dit is miskien ons behoefte, onwetend, kry die mense op daai manier ook die boodskap. Maar hier is van die mense, wat 'n Bybel byvoorbeeld so, enige taal, Afrikaans, Engels, wat ook al is welkom, want dit is ook die behoefte dat hulle op so 'n manier kan kry. Maar, weer 'n keer wat ek gesê het, klere vir hulle, baie van die mense byvoorbeeld wat hierna toe kom, kry sy koppie, ons kan ongelukkig nie toelaat dat hulle soppe wegvat nie, want daar is nie genoeg nie, maar as daar klere is, dan kan hulle dit wegvat vir hulle mense. Maar die groot, en ek dink dis die belangrike wat ons hoop ons in kan slaag, is om vir die mense die liefde te kan wys, wat Olyfdal gemeente het vir die mense, nie net in ons gemeente nie, maar in ons gemeenskap self. Dat ons is 'n omgee gemeente wat vir die mense graag wil wys dat ons kinders van Jesus is. Wonderlik. En dit bring ons dan by die evangelisering. Maar as ons bietjie kan touwys maak. Wat behels die bediening van die evangelie by die Sop Kombuis? Ek dink die groot ding is om die liefde van die Here te bring waar hy dit wil gee. En die Here wil sy liefde oral gee. Sy liefde is vir ons bewys deur sy seun wat hy gegee het, om in ons plek te sterwe. En dit is die hart wat ons moet uitdra, die hart van die evangelie wat ons moet uitdra na die ander mense toe. Ons dra dit uit 1 tot 1. Jy laat jou maar lei deur die Heilige Gees, begin gesels met die mense en kyk of daar aansluitingspunt is, en begin jy gesels na aanleiding van 1 Johannes 1 vers 12, elkeen wat die Here aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En natuurlik die bekende Johannes 3 vers 16, ons hou dit baie eenvoudig, dat die mense dit kan verstaan, want daar is 'n taalprobleem met die kommunikasie, so ons probeer dit so baie eenvoudig hou as moontlik. Dit is, nou klink of wel uitdagings is, maar die uitdagings, laat mens ook groei. En so groei ons saam as gemeenskap. Dit is so. En mens leer van mekaar. En ons is kinders van die Here. Ja. En dit is spesiaal. En mens groet mekaar en gesels. En daai groet, no act of kindness, no matter how small, is wasted. So, Ja. net om te groet is al klaar wonderlik. Ons plant die saadjies, soos oom ook al gesê het. Dis reg, ja. Maar, wie laat dit groei? Here laat dit Die Here groei. laat dit groei. Ja. Die Here doen die werk deur ons. Nou, gesels 'n bietjie asseblief met ons oor die leringe van profetiese woord en van Bybelse waarhede. Wat behels dit? Ja, ek dink dit is belangrik. Dit is absoluut belangrik. Ek sal een vers aanhaal wat my altyd byval. En dit is 1 Korintiërs 15 vers 19. Daar staan geskrywe: as ons net vir hierdie lewe op Jesus Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense. So wat sê dit eintlik? Dit sê ons speel eintlik kerk. Of ons geloof moet ons
by 'n punt uitbring wat God bedoel het vir ons. En dit is wat ons regtig hoop gee, veral vir die mense wat behoeftig is op straat is. So nou kom hy tot geloof, en wat nou? Ek kan vir hom sê, weet jy wat, hierdie geloof draai jou nie net in hierdie lewe wat jy nou is nie, maar God se oog is eintlik op die toekoms. Daar's hoop vir jou. Die Here kom weer, hy kom weer. En hy gaan alles herstel. En dit is jou hoop wat jy kan, dit is jou salige hoop waaraan jy kan vashou. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. Hy maak alles weer nuut. Ja. So ons leer hulle 'n bietjie op 'n baie eenvoudige wyse van wat die Bybel sê van die wederkoms. En dan ook maak ek hulle bewus, daar seker is wat enkel is wat nogal begrip het. Praat ons oor dinge selfs soos dinge van die verdrukking, die komende verdrukking. En ja, een onderwerp wat ek aangeraak het is byvoorbeeld die merk van die dier wat van mense bewus gemaak moet word van. Ja. Dit is kosbaar. Regtig is 'n groter prentjie en die Here gaan dit gebruik en groot dinge daardeur doen. Dan wat behels daardie, dis bitter diep vraag en toe nou vir my verduidelik was weer 'n keer het my amper in trane gelaat, hierdie persoonlike hulpverlening wat 'n ou kan doen vir die persone soos vir die Here mens lei. Wat behels dit? Ja, ek dink as iemand entoesiasties is om op betrokke te raak, wil ek net sê dat uit die aard van die saak deel jy met mense wat behoeftig is. En dit is 'n persoonlike ding. Jy gaan uitgedaag word met allerlei versoeke. En aan die een kant is dit lekker as jy kan help. Ek meen die woord sê as jy net 'n glas water gaan gee, het jy al reeds 'n goeie ding gedoen en dit gaan nie ongesiens verby nie. So ek kan sê baie keer weet jy van dinge wat jy by die huis het, miskien 'n ou paar skoene wat jy nooit meer dra nie. Vir jou is dit niks nie, vir hulle beteken dit vreeslik baie. Die mense wat op straat is, se goed word gesteel. Hy word wakker die volgende dag en al sy goed is weg. So ek het al skoene uitgedeel. Dan vra ek vir jou, nou waar is die skoene wat ek maandag vir jou gee het? Nee, dit woensdag gesteel. So dis dinge wat gebeur. En dit is fantasties as 'n mens iets het wat jy nie gebruik nie, wat jy vir hulle kan gee. Ja, en ook op tyd om hulle daar miskien rond te ry, na kliniek toe te vat. Ja. So daar's klomp elemente wat mens persoonlik mee kan bydra en kan help. Maar die linkerhand moet ook nie weet wat die regterhand doen nie, maar dis die waar ou kan inkom ook as mens entoesiasties is en wil bydra, daar's 'n persoonlike manier ook om te kan help. Ja, dis reg. Ekskuus, en dan ook baie keer na binnelandse sake toe dat hy weer 'n nuwe ID-kaart kan. ID-kaart, Ja, dis dinge en jy wat reis gebeur. sit saam met die persoon om help. Mense Ja. wat ook nie kan lees en skryf nie, om te help met dit en alles. En dan is daar ook selfs al gewees oor om die klere uit te deel. En hoe Ja, werk ons dit? het ek wou net genoem het, ons het baie mooi meer as 'n jaar terug het ons 'n baie mooi skenking van Bybels gehad in verskillende tale. En as iemand kom en hy het 'n behoefte aan 'n Bybel, dan gee ons vir hom 'n Bybel. Uit die aard van die saak, as iemand na die Here toe gelei word en hy neem die Here aan en hy word 'n kind van die Here, word ook 'n Bybel gegee as hy nie weet Dan as sien hy jy vir die hemel ook, as hy 'n kind van die Here word. Ja. Dan is die hemel gelukkig. Ja. Dis die doel om harte na die Here toe te lei. Ek wil Dis net hy. ook, ekskuus Hans, ek wil ook net noem, ons het laasweek ook van moedergemeente Bybels gekry wat hulle vir ons geskenk het. So ons kry ook van ons gemeentes in die omgewing wat vir ons ook help. Baie dankie. Baie dankie. Ja, om by die klere uit te kom, ons kry baie mooi skenkings van klere. Ons gaan 'n bietjie deur dit en dan deel ons dit uit vir die mense soos wat die behoefte is. Ek pak dit uit en dan probeer ek maar so op 'n manier bietjie beheer uitoefen daarso dat dit een nou nie Alles vat. gryp en Ja. wegvat nie. Ja. So die mense vat wat vir hulle nodig is en dan partykeer vat hulle ekstra ook, maar ek seker dat hulle maak miskien 'n geld of help iemand anders te daarmee. So dit maak nie saak, ons wil nie sê ons het te veel klere, moenie meer bring nie. Ja. Ons raak baie maklik van dit ontslae en 'n groot behoefte aan. Ja, dis winter ook nou en dis lekker Ja. koud. Klere nodig. Ja. Baie dankie. Daar het ons dit. Die sopkombuis is koninkrykswerk. Dis vir 'n groter doel. Kom word betrokke. As al meer vrae is, daar is nog meer antwoorde. En
Ja, lag ons die Here prys ook en eer ook in dit. Ek dink dit loof hom, dit prys hom en dit maak ook vir verhoudingsbou binne ons gemeente, verhoudingsbou om saam te werk vir die koninkryk en ook interkerklik het ons ook nou gehoor vir die groter doel. Dankie. Mag dit goed gaan. Baie dankie.